my desire to honor you. And Lord, before my heart, I worship you. Lord, all I have will feed me. Oh, I give you praise. And all that I adore, oh, it's in you, it's in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and I love for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Oh Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and I love for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh Lord, have your way in me. Vanmorgen staan ons voor u, Here, met ons harte geneig tot u. Terwijl ons sê, we exalt thee. Here, dat is nodig dat u rechtmatige plek inneem in onze midden. Dit is nodig, getrouwe God, dat u beheer neem van dit wat nou gaan plaasvind, van die bediening van uw heilige woord. Dit is nodig, Heilige Gees, dat u sal besit neem van uw diensknegt, in die naam van die Here Jesus. O Here van genade, ons bid vanmorgen dat u in ons harte 'n warmte sal bring om te ontvang dit wat die Here, die almagtige God, aan ons te sê het vanmorgen. Here, dit is ons gebed vanmorgen dat u, die God is, in elke sentimeter van hierdie gebou vanmorgen sal besit neem, dat u sal besit neem van ons harte, dat u sal besit neem, Here, van uw diensknegt in Jesus' naam. Sodat ons kan hoor vanmorgen wat die Gees van God aan die gemeente te sê, die Here, ons kom in totale oorgawe. Ons kom, Here, in totale oorgawe aan die Here van die leerskare. Here, en ons wil sê saam met die ou gesang, have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, we are the clay. Make us and mold us after thy will, while we are waiting, yielded and still. En nou, Here, gee genade dat u diensknegt sal sê, so spreek die Here van die leerskare. En dat ons vanmorgen by hierdie gebou sal uitstap, ryker as wat ons hier ingekom het. Dis my gebed vanmorgen in die naam van die Here Jesus,
die almagtige God. Amen en amen. Prys die Here. Ek wonder of u terwyl ons so staan net kan saam met my gaan na die woord van die Here. Johannes 14 en ook 2 Korintiërs 13. Johannes 14, ons gaan net 2 versies lees. En in 2 Korintiërs 13 gaan ons net 1 versie lees. Johannes 14, vers 16 en vers 17. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy in julle bly. Amen, ja. 2 Korintiërs 13 vers 13, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Ek wil graag vanoggend met u praat en ek dank die Here vir die geleentheid om weer eens hier te wees. Met u praat wat vir my 'n uiters belangrike onderwerp is. En hierdie onderwerp wat ek met u wil deel vanmôre is getitel Vriendskap met die Heilige Gees. Vriendskap met die Heilige Gees. En hierdie boodskap gaan omtrent betekenisvolle verhouding met die Heilige Gees. My verlange van môre is dat wanneer ons hier uitstap, elke een van ons sal weet en elke een van ons hierdie oortuiging sal hê dat ek die Heilige Gees het as my vriend. Dat die Heilige Gees my vriend is oral waar ek sal heen gaan. Dat ek intimiteit en gemeenskap met hom sal hê. En dat ek sal leer hoe om sy stem te hoor en hoe om sy stem te gehoorsaam. Baie Christene het nie 'n probleem met God die Vader as Vader nie. Hulle het nie 'n probleem met God die Seun as Seun nie. Maar daar's baie mense wat byna by 'n plek is waar dit moeilik is om die Heilige Gees as jou vriend te kan ondervind. Baie mense vind dit moeilik om met die Heilige Gees in verband te hou, want vir sommige mense is hy's wind. Hy is vuur. Hy is water. Hy is 'n skudding. Maar hy manifesteer homself by geleentheid in hierdie dinge, in hierdie items sal ek dit amper sê, maar hy is God. Die Heilige Gees is soveel God as wat die Vader God is. Hy is soveel God as wat die Seun God is. En baie mense vind dit moeilik om dit te kan verstaan. Jesus het gesê in Johannes 16 vers 7, maar ek sê julle die waarheid, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, dan sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, dan sal ek hom na julle toe stuur. Nou die vraag is, en ek weet nie hoeveel van ons het al daaroor gedink nie, die vraag is, as Jesus wat blinde oë oopgemaak het, as Jesus wat krepeles laat loop het, as Jesus wat siekes genees het, as Jesus wat die dooies opgewek het, vir ons sê, ek moet weggaan, sodat die trooster, die Heilige Gees na julle toe kan kom, dan wonder 'n mens soms, hoe pas die dinge in mekaar?
Jesus wat lewens getransformeer het, hy sê ek moet weggaan, sodat hy kan kom. En dit is my hart. My hart is dit. Heilige Gees kan hierdie dinge doen wat Jesus gedoen het en nog meer. In Johannes 14 vers 12 sê die Bybel, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy doen, en hy sal groter werke as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. En hierdie is my punt. Jesus het gesê dat hy moet na die Vader gaan, sodat die Heilige Gees kan kom. Nou lei ek hiervan af. Wanneer die Heilige Gees kom, dan sal sy volgelinge hier die groter dinge kan doen. Want jy sien, toe Jesus op die aarde was, toe kon hy net op een plek op een tyd wees. Toe hy saam met Petrus in sy huis was, toe kon hy net daar wees. Maar die Heilige Gees, dank God, die Heilige Gees kom om met ons te wees oral waar ons is. As ek vandag in hierdie kerk staan en my vrou is by die huis, dan is die Heilige Gees met my en die Heilige Gees is met haar. En waar pastoor Corrie in Bloubergstrand lekker vir ontspan, as die Heilige Gees met Marius, maar die Heilige Gees is ook met hom. En so wat ek probeer om vir julle te sê vanmôre, dat die Heilige Gees het gekom sodat hy oral met ons kan wees onder alle omstandighede. Jesus het gesê dat hy moet na die Vader gaan sodat die Heilige Gees kan kom. Die Heilige Gees kom om met ons elkeen te wees sodat ten alle tye, het maak nie saak waar ek is nie, die Heilige Gees is hier om 'n metgesel met elkeen van ons te wees. En nou moet ons besef dat die Heilige Gees is nie net 'n titel nie. Baie keer dan word die Heilige Gees net 'n titel. Ons moet weet, hy is die almagtige God van hemel en van aarde. Solank as ons hom nie sien as 'n persoon nie, sal ons seker nooit in 'n verhouding met hom kan staan en ons sal nooit vir hom kan ken as ons vriend nie, want jy kan nie in 'n verhouding staan met iets nie. Jy kan net in 'n verhouding staan met iemand. Baie van ons soek wonderwerke en ek is een van hulle. Baie van ons soek 'n manifestasie van die krag van God en ek is een van hulle. Maar om die wonderwerke te sien, om die manifestasie van God se krag te sien, moet die Heilige Gees ten volle my vriend wees en ten volle in my lewe wees en ten volle beheer van my neem. En as dit nie die geval is nie, dan wonder ek of ek ooit hierdie dinge sal sien. Baie pastore soek 'n groot kerk. En baie keer mis ons die punt. Ons het die Heilige Gees nodig. Deur die Heilige Gees, deur hom kom mense in kragtige aanraking en verbintenis met God. Baie Christene weet van die Heilige Gees. Baie Christene weet alles wat daar te weet is van die Heilige Gees. Maar hoeveel van ons ken hom? Hoeveel van ons het gemeenskap met hom? Hoeveel van ons lewe intiem saam met hom? Hoeveel van ons ken hom? Baie Christene het geen verhouding met hom nie. Hulle het geen kennelike gemeenskap met hom nie. Daar's soveel mense wat vir hom sien as dit. Ek weet die Jehovah's Witnesses sê vir ons dat die Heilige Gees is nie 'n persoon nie. Maar dit is wanneer ons hom
persoonlik ken, dat ons met hom bevriend kan wees. Die Bybel leer ons dat hy binne in ons lewe en dat hy met ons wil communikeer. Daar's 'n man met die naam van Vlad Shevchuk. Hy is oorspronklik van Oekraïne en hy het na Amerika toe gekom en hy het daar 'n kerk gekom plant en gestig en hy sê toe hy bewus word van die persoon van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees is 'n persoon, dan het hy hierdie ding gedoen. Elke keer as hy gaan bid het, dan het hy 'n stoel gevat en dit daar neergesit. En op die stoel het hy geskryf Holy Spirit. En dan het hy gaan bid. En dan het hy gedoen wat mense in gebed doen, sondes bely, die Here geëer, met God gepraat en van die Here probeer hoor. En as hy klaar is, dan vat hy 'n ander stoel en hy gaan sit voor die stoel. Wat hy gesê het is die Heilige Gees en hy begin praat met hom. Niks groot nie, niks wonderliks, niks diep heiligs nie. Hy het net met hom begin praat, soos 'n vriend met 'n vriend praat. En hy sê met verloop van tyd, het die Heilige Gees vir hom meer van 'n werklikheid geword. En later het hy begin besef, hy praat met die Heilige Gees, maar hy binne in sy gees begin op voel hy, dat die Heilige Gees praat met hom. En so word die verhouding nou opgebou. Die verhouding word gestig. Hy praat met die Heilige Gees praat met hom. En hulle twee kom in 'n intieme verhouding met mekaar. Nou ek sê nie, ons moet dieselfde doen nie. Ek sê nie, jy moet 'n stoel gaan vat en daar neersit nie. Doen wat vir jou reg is. Maar kom in verhouding met die Heilige Gees. Kry 'n manier om met die Heilige Gees te praat en van die Heilige Gees te hoor. Ek sê vir jy, my broer en my suster, daar is geen groter en geen beter verhouding as om met die Heilige Gees 'n verhouding te hê nie. En ek wil vir u vanmôre sê, doen dit wat vir u sin maak, doen dit wat vir u werk, maar wees net seker dat u met hom kan kommunikeer. Die Heilige Gees wil jou vriend wees. Die Heilige Gees wil my vriend wees. Die Heilige Gees wil met ons praat en met ons in verhouding tree. Ons sien dikwels in die Nuwe Testament hoe die Heilige Gees met die volgelinge van Jesus gepraat het. Handelinge 13 vers 2 sê die Bybel, en terwyl hulle besig was om te vas en bid, dit is die leiers van die kerk, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus van my af. In Handelinge 18 vers 28 praat die Petrus met die heidene. Hy sê maar die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê nie. In Handelinge 8 vers 29, terwyl die hofdienaar van Ethiopië op die baas sit en nie weet wat hy lees nie, toe sê die Gees van die Here vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. Liewer as ons dinge wil sien verander in ons lewe, as ons dinge wil sien werk in ons lewe, kom in verhouding met die Heilige Gees, sluit vriendskap met hom, want vriendskap lei tot gemeenskap. Jy sal 'n noue verhouding met hom begin lewe. Jy praat met hom en hy praat met jou. Jy erken hom as jou vriend. Wat meer wonderlik is dat hy erken jou as sy vriend. Ag, dat ons hierdie gemeenskap, hierdie verhouding, hierdie intimiteit met die Heilige Gees kan hê. Ware vriendskap met hom is wanneer jy hom gehoorsaam. Nou Jesus se definisie van vriendskap is nie jy is my vriend omdat ons saam uithang nie. Jesus se definisie van vriendskap is nie jy is my vriend wanneer ons saam dinge doen nie. Of wanneer ons saam lag en praat nie. In Johannes 15 vers 14 sê Jesus, julle is my vriende wanneer julle doen wat ek julle
beveel het. Dit maak julle my vriende, wanneer julle doen wat ek julle beveel het. Gemeenskap met die Heilige Gees sal nooit vriendskap raak as ons nie gehoorsaam en luister na wat hy te sê het nie. Vriendskap met die Heilige Gees is gebaseer op gehoorsaamheid. Nou in Spreuke 18 vers 24 sê die Bybel, daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Nou ek weet nie hoeveel mense met my sal saamstem nie, maar ek sien hierdie vriend as Heilige Gees. Hy is die vriend wat jou nooit in die steek sal laat nie. Hy is die vriend op wie jy kan staat maak te alle tye. Hy is die vriend wat jy kan vertrou met jou diepste geheime. Hy is die vriend wat nooit sy rug op jou sal draai nie. Hy is die vriend wat jy in die donkerste nag kan roep en hy sal daar wees. Hy is die vriend wat saam met jou sal wees wanneer niemand anders daar is vir jou nie. Hy is die vriend wat jou beloof het, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal met jou wees tot aan die volëinding van die wêreld. Wanneer alles rondom jou in duie stort, sê hy vir jou, ek sal daar wees. Wanneer jy val, sal ek daar wees om jou op te tel. Wanneer jou lewe uitmekaar uitval, sal ek daar wees om dit weer vir jou op te bou. Wanneer die nag op sy donkerste is, sal ek jou lig wees. Hy sal by jou staan. Sy beloftes is ja en amen. Hy is wakker agter sy woord om dit te volbring. Diewer as ek wil u bemoedig vanmôre om hom te sien as hierdie vriend. Hierdie vriend wat te alle tye daar sal wees vir jou, maak nie saak hoe dinge lyk nie. Hy sal jou help. Hy sal jou bystaan. Hy sal jou ondersteun. Hy sal jou omhels. Hy sal sy liefde oor jou uitstort. Hy sal jou vashou. Stywer as wat enige iemand ooit vir jou kan vashou. Hy sal met jou wees. Hy is en sal altyd daar wees vir jou. Dit is die vriend van wie ons praat vanmôre. Sy naam is Heilige Gees. Prys die naam van die Here. Ons is geneig, soos ek het gesê, om die krag van God te soek. Ons is geneig om te vra en te soek na wonderwerke en die bonatuurlike. En soms soek ons so ernstig en so naarstiglik na die wonderwerke en die tekens en die goed, dat ons vergeet van hom wie die krag van God is. Ek soek krag, hy is die krag. Ek soek die bonatuurlike, hy is die bonatuurlike. Ek soek wonderwerke, hy is wonderwerke. Ek soek baie dinge, hy is en sal alles vir my wees. Wat daarvan as ons verhouding met hom opbou? Wat al die krag in sy hand het. Wat daarvan as ons vriendskap sluit met hom, in wie die bonatuurlike opgesluit is. As ons intimiteit met hom ontwikkel, glo ek die wonderwerkende krag is in ons lewe en sal gemanifesteer word. Catherine Kuhlman sê dat die Heilige Gees is die een wat promoveer, maar hy promoveer nie homself nie, hy promoveer Jesus. Die Heilige Gees plaas nooit die kalklig op homself nie, hy plaas die kalklig op Jesus. Die Heilige Gees wys my na Jesus toe. Die Heilige Gees is daar, sodat ek Jesus kan sien, sodat ek Jesus kan ondervind. Hoe nouer my verhouding met die Heilige Gees is, hoe nouer sal my verhouding met Jesus wees. Hoe nader ek aan die Heilige Gees lewe, hoe nader sal ek aan Jesus lewe.
Hoe dieper ek geanker is in die Heilige Gees, hoe dieper sal ek geanker wees in Jesus. As 'n laaste punt wat ek wil maak. Elke Christen het die Heilige Gees, maar nie elke Christen wandel met die Heilige Gees nie. Elke Christen, as jy weergebore is, dan het jy die Heilige Gees in jou lewe. Daar is niks te betwyfel daaroor nie, maar as jy elke Christen wat saam met hom wandel nie. Dis nie elke Christen wat saam met hom beweeg nie. Om met die Heilige Gees te wandel, moet jy met hom kan kommunikeer. Jy kan nie gemeenskap met hom hê en nie met hom praat nie. Ek kan nie 'n intieme nou verhouding met my vrou hê en nie met haar praat nie. Ons is heel dag in die huis, loop ons by mekaar verby. Ons sit aan dieselfde tafel, ons slaap in dieselfde bed. En ek praat nie met haar nie. Groot fouterings. En dit is dieselfde met die Heilige Gees, dierbaar is. Ons bou vriendskapsverhouding met die Heilige Gees op en ons praat met hom. En hy praat met jou. Hy maak God se hart aan jou bekend. Jy kan nie gemeenskap met hom hê en nie na hom luister nie. Jesus het gesê, hy sal vir ons 'n ander trooster stuur. Dit beteken dat die Heilige Gees met ons sal wandel. En hy sal met ons wandel, net soos Jesus met sy disippels gewandel het. Jesus het met sy disippels gewandel, oral waar hy gegaan het, het sy disippels saam gegaan. En dit is wat die Heilige Gees wil doen, dat oral waar hy gaan, dat ons sal saam gaan. Hy het homself geopenbaar in verskillende maniere, vuur en wind en diepe ondervindings, maar hy is God. God wat met jou wil wees. En ter afsluiting, hy wil jou hê net soos jy is. Ek kan onthou, en ek dink daar's baie mense wat so is, wat vir myself gesê het, as ek maar net meer kan bid, dan sal die Heilige Gees saam met my wees. As ek maar net meer kan aanbid, dan sal die Heilige Gees saam met my wees. As ek maar net in tale kan praat, dan sal die Heilige Gees saam met my wees. Hy is saam met jou alreeds. Hy sal jou lei om meer te bid. Hy sal jou lei en jou doop om in tale te praat. Hy sal jou lei om 'n ware getuienis te wees. En my hart was regtig vanoggend baie lekker geklop toe ek hoor van wat gister gebeur het met die jong mense. Die Heilige Gees lei jou om te wees wat God wil hê jy moet wees. Prys die naam van die Here. Die feit van die saak is, hy is in jou en hy is met jou. Nou moet jy hom sien as dieselfde Gees en die is groot dierbaar is. Dieselfde Gees wat vir Jesus uit die dood het opgewek het, lewe in jou. Halleluja! Dieselfde Gees wat vir Jesus uit die dode opgewek het, lewe in jou. Nou as hy vir Jesus uit die dode opgewek het, halleluja! Wat kan hy nie met ons doen nie? Wat kan hy nie deur ons doen nie? Want hy is ons vriend. En ek wil vanoggend vir u sê, die Here Jesus is hier. Die duiwel sê dikwels vir ons, jy is nie goed genoeg nie. Hy's 'n leienaar. Want in myself
kan ek nooit goed genoeg wees nie. Hy maak my goed. Hy maak my goed. Ek is, soos hulle sê, 0 op 'n kontrak. Totdat hy verskyn. Totdat hy beheer neem. Totdat hy oorneem. Totdat hy my lewe beheer. Totdat hy my lewe bestuur. Die Heilige Gees het gekom om ons na 'n hoër vlak te neem. Maak nie saak waar jy nou is nie. Sluit vriendskap met hom. En hy sal jou na 'n hoër vlak neem. Die teksvers sê die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Almal. Prys die Here. Van hierdie jong man wat hier sit. Tot by ons pianiste wat daar sit. Regoor. Die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Prys die Here, jy het die Heilige Gees. En die Heilige Gees het jou. Hy wil met jou beweeg, hy wil met jou wandel, hy wil vriendskap met jou sluit. En mag die Here ons help, dat ons dit sal doen. Ek nooi u vanmôre uit. Om jou hand uit te steek na hom toe. Sy hand is reeds uitgesteek na jou toe. Sluit dan nou vriendskap met hom, sodat goeie dinge oor jou lewe kan kom. Prys die naam van die Here. Sluit vriendskap met hom, sodat goeie dinge oor jou lewe kan kom. Ek wil vir u net dit sê. Die Here is hier. Die Heilige Gees is hier. Die Heilige Gees het in hierdie plek ingekom vanmôre met 'n baie spesifieke boodskap vir baie spesifieke mense. Ek wil graag vanoggend, u hoef nie uit te kom nie, ek wil graag vir iemand bid vanmôre wat sê, ek soek 'n nouer verhouding met die Here Jesus, met die Heilige Gees. En as ek het met die Heilige Gees, dan het ek het met Jesus. Ek wil bid vir iemand vanoggend wat sê, ek wil hê die Heilige Gees moet totaal beheer neem van my lewe. Ek wil sy vriend wees. Die een wat saam met hom wandel. Kom ons sluit ons oë en as jy vanmôre sê, ek wil graag meer van die Heilige Gees hê. Ek wil vriend wees van die Heilige Gees. Staan net daarop, soos ek sê, hoef jy uit te kom nie. Staan net daarop dat ons net saam bid. Dat ons net saam bid. Dat die Heilige Gees nou beheer sal neem in Jesus se wonderbare naam. Ek weet sonder die Heilige Gees is ek niks. Ek weet sonder die Heilige Gees sal ek faal. Maar ek wil hom hê as my vriend. As ek vanaand gaan slaap, dat hy daar sal wees. As ek môreoggend opstaan, dat hy daar sal wees. As ek regmaak vir skool of vir werk, dat hy daar sal wees. As ek by sit aansit vir ontbyt, dat hy daar sal wees. As ek by middagete breek, dat hy daar sal wees. Dat die Heilige Gees altyd en oral met my sal wees. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja. Bless the Lord. Prys die Here van die leerskare. Die bares, ek weet nie of u bewus is nie, maar ek dink die Heilige Gees het vanoggend gekom met 'n spesiale besoek. Die mense wat nou staan, die Heilige Gees het gekom om spesiaal vir jou te besoek. En ons bid, Here van die leerskare, Heilige Gees van God, Vader van genade, hier staan u kinders voor u. Hier staan mense voor u. Manne, vroue, jong mense voor u. Wat sê, ek soek meer. Ek soek meer. Ek soek meer van die Heilige Gees. Ek wil hom hê as my vriend. Here, hulle strek hulle hande uit na u toe. Neem nou hulle hande. Halleluja. En trek hulle na 'n hoër vlak toe. Here, ek bid dat wanneer hulle môreoggend opstaan, die eerste ding
wat hulle bewus van sal wees, as Heilige Gees is hier. Heilige Gees wandel saam met my. Heilige Gees praat met my. Heilige Gees luister na my. Heilige Gees vul my. Halleluja. Ons dank U nou daarvoor, Here. Ons dank U vir elke een wat vanmôre 'n ontmoeting met die Heilige Gees het. Vat hulle nou omhels hulle. Druk hulle styf aan die vas, soos vriende met mekaar maak. Fluister in hulle ore, soos vriende met mekaar maak. Onderskraag hulle, ondersteun hulle, soos vriende met mekaar maak. Dra hulle, as hulle moeg word, soos vriende met mekaar maak. In Jesus se heilige, soete, groote en geseënde naam. Amen.